Ons almal ken die Engelse gesegde change is as good as a holiday, wat eintlik maar net wil sê dat 'n klein veranderingkie in jou lewe 'n stuk nuwe energie by ons wil losmaak, 'n nuwe lewenslus in ons wil inblaas. Hoe sou dit kon lyk as dit ook waar kon wees van ons geloof? Vriende, goeiedag. As ons vandag nou so saam nadink oor gebeurtenisse wat nuwe lewensasem in ons verhouding met die Here inblaas, dan kom daar dalk groot geleenthede by jou op. Jy dink dalk aan die dag toe jy belydenis van geloof afgelê het, of as jy moontlik 'n datum het wat jy kan sê, dis die datum wat ek tot bekering gekom het, dan sal jy dalk aan dit kan dink. Miskien is dit dalk iets eenvoudigs soos om net aan die nagmaal te kan deelneem. 'n Besonderse lied wat jou hart diep raak. Ek wil voorstel dat ons daagliks die geleentheid kry om hierdie nuwe asemteug van hoop te ervaar deur die genade van ons Here. In die boek Klaagliedere is daar 'n reeks van treurliedere wat volgens tradisie maar aan Jeremia toegeskryf is, waar hy en die volk van God treur oor die verval wat hulle aanskou met die val van Jerusalem in 586 voor Christus. Daar waar die groot gedeelte van die Here se volk weggevoer is in ballingskap. Deur hierdie klaagliedere te sing, kry hulle 'n manier om uiting te gee aan hierdie traumatiese ervaring wat hulle aanskou het, en ook die rou en die smart wat hulle nou beleef. Die hele boek dra sommer so 'n somber, grys gevoel van verval. Maar dan hier in hoofstuk 3 breek daar 'n sonstraal van hoop deur, en ek wil dit graag vanoggend saam met jou lees. Dis vir ons 'n herinnering van God se genade wat getrou bly ook in ons lewe. Ek lees van vers 21 af. Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Ek wil net graag die kerngedagte weer net by jou vasmaak, vers 22 en 23. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Dit is amper asof die digter hier wil sê, selfs al is dinge donker vandag, môre bring God weer lig in ons lewe. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy getrou bly aan sy belofte van ontferming vir ons. Al voel dit nie altyd vir ons so nie. Het jy dalk al in jou lewe dit erns beleef dat jy net hoop dat 'n dag sal end kry en verbygaan? Dis dalk 'n dag waar jy bly worstel met uitdagings, 'n dag waar jou planne nie uitwerk nie, dinge bly skeefloop, waar jy werklik net voel dat jy om elke hoek en draai teen mure vasloop. En dan kry mens hierdie gevoel dat jy regtig, jy wil net hê hierdie dag moet verbykom. En dan snaaks genoeg die volgende dag sit 'n mens maar nog met dieselfde uitdagings en dinge wat 'n mens beproef, maar dit lyk net vir 'n mens beter, en jy het net meer lewenslus om hierdie uitdagings aan te pak, omdat 'n mens uitgerus is, beter voel, dalk meer nugter kan dink oor 'n ding. Ek wil voorstel dat 'n nuwe dag nuwe moontlikhede bring, ook vir ons saam met die Here, om sy getroue ontferming elke dag te kan beleef. En dit behoort genoeg te wees dat ons elke dag kan voel hoe daar nuwe asem van hoop, 'n nuwe dag met nuwe moontlikhede vir ons gegee word. Soos 'n sonopkoms wat 'n dag aanbreek. Soos jy môre die son sien opkom, onthou dit is nie net nog 'n dag nie. Dit is
'n nuwe begin, 'n bewys van God se genade in ons lewe, wat ook vir ons nuwe moontlikhede, nuwe krag gee. Mooi dag vir jou.